Hallo julle en baie welkom by ons Tekkies diens vandag. Ek het gewonder of jy al iets gesien of ervaar het wat jy nie verwag het nie. Soos byvoorbeeld iets wat eintlik nie veronderstel is om by mekaar te hoort nie. 'n Hond wat die beste vriende is met 'n kat. Of ek het al hierdie snaakse goed gesien van 'n hond wat beste vriende is met 'n eend. Of iemand wat 'n rooi broek dra met 'n oranje hemp. Baie mense sal sê, dit is bietjie onverwags, dit pas nie lekker by mekaar nie. Of, soos hierdie arbeidsstroop wat ek nou vanoggend gebring het, die kinders het al redelik ingevaar heen, maar daarom so bietjie vir die preek oorgelos. Maar jy sal dit verwag saam met 'n lekker wafel, of saam met lekker roomys, né? Dis lekker soet en so aan. Maar, kom ons toets dit 'n bietjie op 'n salty crack. Ek wonder hoe dit gaan proe. So druppeltjie. Nie verwag het nie regtig nie, maar actually proe dit nie te bad nie. Of wat van hierdie arbeidssous op 'n blokkie kaas. Soet saam met iets sout. Kom ons proe. Actually nie te bad nie, julle. Regtig nie te sleg nie. Maar julle sal saam met my stem dat dit baie onverwags is, nê? Ek wil hê julle moet gou-gou 'n bietjie daar praat waar julle is oor die snaakse koskombinasies wat julle daar by die huis eet. Goeders wat mense sal sê dit is onverwags. Pos gou die video en dan praat julle daaroor. Nou in vandag se teks wat ons bietjie oor gaan gesels, vra Jesus van ons om ook iets onverwags te doen. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom. Kom ons sing ook nou lekker saam. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, voorop my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek, Heer.
arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, vat my hand, kom neem begeer. Hier is ek, Heer, vorm my, vat my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Ons teks vir vanoggend kom uit Lukas 6 van vers 27 af. Jesus is hier aan die woord, hy sê, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Julle kan hoor, nee, dit is 'n bietjie onverwags. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word, né? Ons doen dit mos nou altyd die goue reël. As julle net die liefhet vir wie julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle liefhet. En as julle goed doen, net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as julle geld leen, net aan die van wie julle hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets te verwag, moet julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Nou, hoe sal jy voel as ek vir jou sê, so jou outfit lyk nie vandag vir my baie lekker nie. Of het jy vanoggend in die spieël gekyk voor jy skool toe gegaan het, nê? Jou hare, jy sal bietjie ietsie daaraan moet doen. Of wat as ek my laaste sweetietjie voor jou opeet sonder om iets met jou te deel? Nou Jesus sê, dis maklik vir ons om lief te wees vir mense wat net lief is vir jou, wat mooi goed vir jou sê en mooi goeders vir jou doen en jou mooi en nice hanteer, né? Jesus sê enige iemand kan dit doen. Maar dis nie so maklik om lief te wees vir iemand wat lelik is met jou nie en wat lelike goed van jou sê nie, né? Jesus wil hê ons moet iets doen wat ander mense nie sal verwag nie. Baie mense sal sê dis heeltemal oukei om terug lelik te wees met iemand wat met jou lelik was. As hulle jou geslaan het, kan jy maar terugslaan. Baie mense sal dit sê. Selfs die Ou Testament het so gesê, né? Daai 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Baie mense sal sê as hulle iemand jou gevloek het, is dit oukei. Jy kan hulle maar terugvloek. Of as iemand iets van jou gesteel het, kan jy maar jou eie ding terugsteel en sommer nog iets van hulle ook nou maar vat. Maar Jesus sê nee. Jesus sê hy verwag van ons om anders op te tree. Om onverwags op te tree. Om alle mense lief te hê. Nie net hierdie mense wat vir ons lief is en wat van ons hou nie. En hy sê dit ook met goeie rede, want hy het alle mense lief. Hy het al ons sonde en al ons slegte dinge het hy vergewe wat ons elke dag doen, nê. En hy het nie net vir ons lief nie, maar hy het ook almal lief, want hy het almal gemaak na sy beeld, nê. So omdat God lief is vir alle mense, verwag hy ook van ons om lief te wees vir alle mense. En so dit beteken ook nie julle dat mense maar net kan maak soos wat hulle wil met ons nie, nê. Jesus se opdrag sê nie ek moet van alle mense hou nie en van alle mense hou van dit wat hulle doen nie. Maar hy sê omdat ons lief is vir mekaar, moet ons anders optree teenoor mekaar. So en liefde kom soms op onverwagse maniere. So as iemand dalk 'n lelike gesig daar by die skool vir jou trek, nê?
Moenie 'n lelike gesig terugtrek nie. Dis sal die maklikste ding wees. Maar jy kan eerder op 'n ander manier reageer. Dalk net met 'n smile reageer, nê? Of as iemand iets leliks vir jou sê, doen die onverwagse, doen iets anders. Soos byvoorbeeld as iemand vir jou sê jou ore is so groot jy kan DStv opvang, dan sê jy maar baie dankie. Dit is ek is geseën met goeie ore, ek kan baie goed hoor maar jy het verskriklike mooi hare. En so jy kan reageer met 'n kompliment, nê? En dit is nie altyd maklik nie, want ons wil graag mos nou vir iemand terugkry oor dit wat hulle vir ons gedoen het. Maar Jesus sê ons moet anders optree. En hy sê ook as dit nie werk nie, as dit nie ander mense se harte teenoor ons verander nie, dan kan ons vir hulle bid, sê Jesus. Daai gebed gaan dalk nie maak dat die persoon anders teenoor jou gaan optree of hulle gaan verander nie, nê? Maar dit gaan die manier hoe jy met daai persoon werk. Volgende keer as hulle weer vir jou sê jou ore is groot, of volgende keer as hulle weer vir jou sê man, kyk hoe lyk jou klere wat jy aan het, of kyk hoe lyk jou hare, of wat dit ook al is. As jy vir daai persoon ook gebid het, dan verander dit jou hart. En dit verander ook die manier hoe jy teenoor daai persoon gaan optree. So julle, 'n bietjie soet maak selfs die souterigste goed, die slegte goed in die lewe, maak dit beter en lekkerder. Ek en jy kan die soet wees. En net so kan die liefde wat ons vir ander mense gee, waarvan ons nie hou nie, en wat nie nice is met ons nie, en wat partykeer regtig net aspres is met ons, dat ons hulle lewe ook soeter en beter kan maak. Kom ons gaan tree onverwags op, soos Jesus ook van ons vra. Want julle liefde vra dat ons soms die onverwagse ook moet doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons kan weet, U is ons God en ons Here. Here, dankie dat ons kan weet, U is die een, Here, wat op die mees onverwagse manier opgetree het. Here, toe U aan 'n kruis gesterf het, U is God, en daarom, Here, kon U maklik van die kruis afgeklim het, maar U het gekies om hierdie wêreld te verlos en te red, en ook elkeen van ons te red. Dankie daarvoor, Here. En daarom kom vra U dat ons as U kinders, as kinders van God, moet anders optree. Here, help ons om die soet in hierdie lewe ook te bring. Here, help ons om so te leef dat ander mense kan sien dat U liefde ook in ons lewens is en dat ons graag daai liefde ook wil uitstraal en vir ander mense wil gee. Here, kom help ons daarmee, want dit is nie maklik nie. Ons wil so graag en so maklik sommer net iemand terugkry vir dit wat hulle gedoen het aan ons. Maar Here, U vra anders. U vra ons moet onverwags optree. Help ons daarmee deur die Heilige Gees, bid ons dit. Amen. Jy het ook nou geleentheid om die Here te dien met jou dankoffer. Mag jy hierdie week ook die Here se genade, sy liefde en sy vrede ervaar. Ons sien jou weer volgende week.